Goeiemôre familie en vriende. En baie welkom ook by die diens van Corrie. En ek dink, ja, ons is lekker baie ook vanoggend en dit sê iets van die lewe wat Corrie ook geleef het en wat ook beteken het vir sy familie en vriende. Ek wil vra dat ons asseblief staan vir die laaste familie se diens. Ek kan ons dit. Ons simpatie en empatie van vandag na familie wat hier is en vriende en vir almal wat ook ingeskakel het wat dit nie kon bywoon nie, ons harte gaan ook uit na julle toe. Die Here sê vir ons, hy is ons herder, hy sorg vir ons. God ken sy skape en sy skape ken hom. Jesus sê, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, ken my skape my en ek lewe my lewe af vir die skape. In die Here se naam wat ons herder is, groet ek julle vanoggend in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Ek wil vra dat ons staan en hierdie is 'n baie dierbare lied wat ons ook gaan saam sing. Die woorde is op die skerm en kom ons saam en kom ons sing dit saam. Daar's 'n dierbare kruis. Kom ons staan. Daar is
skriflesing vanmôre. Ek vra kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Here God, U luister na die stem van ons pleit. Kom ons vind vertroosting in U en ons hartseer. U weet hoeveel harte U vermore is wat seer het, Here. Hoeveel trane al gestort was, want U ken ons en U ken ons die beste. Maar ons vra dat U vermore by ons sal wees en dat U ons sal herinner wat dit beteken dat U ons verlosser is. Ons kom vanmôre in die Gees en teenwoordigheid en vra dat U ons sal vertroos. Ons kom vashou met U liefde en gee vir ons sekerheid en twyfel om te weet dat Corrie, Here, veilig is by U. Maak ons sterk deur Christus ons Here. Amen. Ons skriflesing kom uit Spreuke 3 en hierdie was ook Corrie se gunsteling hoofstuk in die Bybel gewees en ons gaan dit ook saam lees vanoggend tot by verse 12. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit 'n deel van jou lewe en so sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. En dan vers 6, en hierdie was Corrie se gunsteling vers gewees in die hele Bybel, en dit sê, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Ek gaan dit vir ons weer lees vanoggend, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het wysheid en pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van die wyn. My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom en moet jou nie teen sy terugwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy liefhet, net soos 'n vader doen met sy seun. Ons lees net tot sover vanoggend. En hierdie gedeelte wat ons ook saam gelees het vanoggend uit Spreuke, maak deel van die wysheidsliteratuur. Nou wysheidsliteratuur is al ook nog meer boeke, dit is Prediker, dit is Spreuke en dan ook die baie bekende psalms, ook die geliefde psalms wat ons ook baie lees. Maar Spreuke was nie net oor nag bymekaar gevoeg as een boek nie. Dit het jare en jare geneem vir hierdie gelowiges om hierdie stukkies wysheid bymekaar te kan sit. Hierdie lewenslesse om te kan verstaan hoe om naby die Here te lewe, hoe om die pad saam met die Here te stap. En hierdie baie bekende vers het hulle vir jare lank saam ook bely dat hulle daarin ook glo. En vir 1000 jaar lank was Spreuke toe nou geskryf en toe nou gevoeg as een boek bymekaar. Maar in Spreuke leer ons iets baie besonders en dit is eintlik ook vir 'n besonderse man, vir Corrie, wat ons elkeen weet, hy was besonders gewees. Dis waarom Spreuke ook so belangrik vir hom was, Spreuke 3, 'n besonderse boek vir 'n besonderse man. Maar Spreuke wil ons iets leer van wysheid. Dit wil ons leer werklik om naby die Here te lewe. En die Hebreëse woord vir wysheid is chokma, wat dit nou beteken om die realiteit van die lewe te kan vasvat. Die vermoë om die werklikheid te kan sien en omvat. So deur die jare hoe jy lewe, deur die kennis wat jy kry en die wysheid wat bykom, leer jy eintlik hoe om nader en nader aan die Here te beweeg. Leer jy om werklik naby die Here te groei. En Spreuke maak geweldig baie daarvan en ek het juist hierdie prentjie ook gekies want dit sê so iets van Corrie se lewe, die pad wat hy ook gestap het, die regte pad, die Christus pad. En maar Spreuke maak baie daarvan. Dit sê van die regte pad wat ons kan loop of dit sê van die verkeerde pad. Die regte pad, dit gaan oor wysheid, maar die verkeerde pad gaan oor dwaasheid. Nou ons elkeen weet dat Corrie ook die regte pad geloop het. En deur hierdie paar maande wat ek Corrie baie goed leer ken het, ons het baie tyd ook saam spandeer, het dit vir my baie duidelik geword dat hy, en ek dink vir ons elkeen ook hier vanoggend,
hy was baie afhanklik van die Here gewees. En hy was altyd gefokus met die doel dat hy die regte pad wil loop, dat hy naby die Here wil lewe. Maar hierdie wysheid wat Corrie nou ontvang het van die Here, het gekom deur jare heen, en dit het eintlik begin na skool. En Corrie het dit ook baie vertel, daar ken ek ook die verhaal, maar Corrie was baie bekend met die plaaslewe gewees. En na skool het hy homself bevind in Johannesburg. Nou Johannesburg, soos ons elkeen ken, is 'n groot stad, dis baie nuut, daar's baie ligte en 'n baie besige stad gewees. En in die stad het Corrie homself toe nou ook bevind, en hy ontmoet toe 'n vriend daarso, en hierdie vriend wil eintlik vir Corrie aftrek. Hy wil eintlik vir Corrie sê wat die verkeerde pad is, en hy wil vir Corrie op die verkeerde pad lei. En Corrie het op 'n dag, het hy toe besluit, hy gaan skree. Nou Corrie het altyd gesê, hy wou skree, want hy het nog nooit gesê, dat hy 'n kind van die Here is, dat hy bekeer is. En op 'n dag kom hierdie vriend nou in sy kamer, en daar besluit Corrie, maar hy gaan skree. En hy sê vir hierdie vriend, ek het my hart vir die Here gegee, ek is bekeer, ek het 'n behoefte en 'n begeerte om die regte pad te loop. En hierdie vriend, hy was toe nou so geskok, en hy loop toe net uit, en hy slaan die deur agter Corrie toe, en Corrie het gesê, hy het nooit weer daai vriend gesien. So Corrie het deur die jare, daai wysheid het gekom van jongs af, en met daai wysheid saam, het hy toe vir Ina ontmoet. En Corrie het vir my baie vertel, die tye wat ons alleen was, hoe dankbaar hy was vir Ina in sy lewe. Hy het vir my gedurig gesê, en ek kry die hoendervleis, en ek raak sommer ook hartseer vanoggend, hoe lief hy werklik is ook vir Ina, wat sy vir hom ook beteken, en die pad, sy het gehelp dat hy altyd die regte pad kon loop. Hy was regtig dankbaar, en hy het dit vir my baie gesê, die tye wat ons alleen was, het ons eintlik bietjie so gespog oor ons vrouens, en geweet, ons het regtig ook goeie vrouens. Maar in vers 2 lees ons van 'n vol lewe, en ons weet, Corrie het 'n vol lewe geleef. Hy was vir 77 jaar lank gespaar hier op aarde, hy was vir ons elkeen geleen vir 77 jaar lank, en ek weet, hoekom ons elkeen hier ook vanoggend is omdat Corrie die lewe vol gemaak het. Hy het dalk die lewe vol gemaak, soos met sy groot glimlag, met sy vriendskap, met sy geaardheid, sy liefde, sy omgee, hy het ons lewens vol gemaak. En nou is daar ook nou hierdie groot leemte. Maar ons kan verstaan, hoekom Spreuke 3 so belangrik vir Corrie ook was. Vers 3 sê, moenie dat liefde by jou ontbreek nie. Nou ontbreek beteken wanneer iets tekort skiet, wanneer iets eintlik afwesig is, maar ons almal kan getuig, dat Corrie se liefde nooit ontbreek het nie. Corrie was besonders baie lief vir sy vrou Ina, hy was besonders baie lief vir sy familie, vir sy kinders, hy het ook vir my gesê, sy kleinkinders, sy vriende, maar hy was ook besonders lief vir sy gemeente gewees. Corrie het vir jare gedien as 'n ouderling hier by Magaliespoort gemeente, en het ook gedien as hoofouderling. En in die liefde was Corrie altyd betrokke gewees. As jy vir Corrie bel, dan was hy op bystand gewees, en hy het so vinnig as moontlik gekom. Hy was net eenvoudig altyd daar. Hoe ons dit weet ons nie regtig nie, maar hy was daar. Hy is bereid om in die liefde sy hand op te steek, en om iets regtig te beteken ook vir die gemeente. Daar selfs verhale wat ek gehoor het, waar Corrie laat in die aande, het hy Golden Harvest se lidmate hospitaal toegeneem, dat hulle net by die hospitaal opgeneem kan word. Dit was wie Corrie was. En in hierdie liefde, was die dryfkrag van sy lewe ook gewees. Vers 5 sê, vertrou volkome op die Here, en moenie op jou eie insigte staat maak nie. So wanneer ons op die Here vertrou, is dit wys, en wanneer ons nie die Here vertrou nie, dan is dit 'n vorm ook van dwaasheid. Maar om te vertrou kom van die Here af. En dit is iets wat Corrie geweldig baie gedoen het. As jy na Corrie toe gegaan het vir raad of vir wysheid, dan het hy altyd die woorde gesê, kom ons bid daaroor. Kom ons bid daaroor. Want net daai wysheid, daai vertroue kom van die Here af. Dit kom nie van onsself af nie, want ons is ook nie eie wysheid of eie wys nie. Maar in die Ou Testament was wysheid nou nie net goeie ou boereraad gewees nie. Hulle het probeer hierdie vraag formuleer en verstaan waar die lewe gaan. Hulle het gevra in die Ou Testament, hoekom hulle wysheid so najaag het, was die vraag, hoe kan ons sinvol
lewe? Hoe kan ons sinvol lewe? En as jy wil sinvol wil lewe, dan moet jy totaal en alles afhanklik lewe van die Here. Dan moet jy by die Here se voete lewe, en dit het Corrie baie goed geweet. Vers 6 sê, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Nou dit was Corrie se gunsteling vers in die Bybel, en ons kan verstaan hoekom. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. En Corrie is soos ons kan sê in Engels, a man of God gewees. 'n man van God, wat naby die Here geleef het, en die regte pad ook geloop het. En as ons so kyk na Psalm 25 vers 4 wat sê, maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Spreuke 11 vers 5 sê, die gehoorsaamheid van die opregte maak sy pad gelyk, wie verkeerd doen kom daardeur tot 'n val. En hierdie vers was die middel van Corrie se lewe gewees, eintlik sy nalatenskap. En hy was altyd so gefokus op geloofsekerheid. So dan vra ons ook vir oggend vir elkeen wat vanmôre hier is, loop u werklik die regte pad? Loop u werklik naby die Here en het u nog 'n vrees vir die Here? Spreuke 9 vers 10 sê, wysheid begin met die dien, die vrees van die Here, wie die Heilige ken, het werklike insig. En dis nou nie vrees om bang te wees vir die Here nie, dis om hom te dien met eerbied en ontzag. Maar wysheid gaan nooit oor onsself nie. Dit gaan nie oor hoe slim ons is of ons eie kragte nie. Wysheid gaan altyd oor die Here, en dit het Corrie geweet in sy lewe, en ons weet ook dat hy baie nederig is. Nou selfs wat vanoggend hier is, ons kan dalk 'n staaltjie vertel hoe nederig Corrie ook was, en iets mooi vertel van sy lewe, maar ek wil ook graag deel. Ek en Corrie was op pad so na Krugersdorp toe, na die hospitaal toe, en net voor ons by die hospitaal uitkom, Paaien, ry ons toe nou verby Key West, en hy sê ons moet net gou vinnig hier inry. En ek sê okay, is reg, en ons ry toe in, en ons stop. Waar stop ons? Nie by Kombuke nie, maar by Fish and Chip. En by Fish and Chip het ek gou agtergekom, Corrie hou baie van slapchips. En Corrie was toe so gaaf, en hy koop toe nou vir my ook hierdie lekker pakkie slapchips. Ons klim in die kar, en daar is ons nou op pad hospitaal toe. En Corrie maak sy pakkie oop, hy maak my pakkie oop, hy kyk so vir my, met die groot glimlag, soos hy altyd ook sy glimlag gehad het, kyk hy vir my, en hy sê, Robert, ek gaan net nie voer. Ek is seker, elkeen van ons kan 'n mooi staaltjie vertel van Corrie, wat hy vir ons beteken het, maar hou vas daaraan. Hou vas in die mooi herinneringe, hou vas in die mooi stories, aan die verhale, want dit gaan vir u krag gee om weer vorentoe te kan gaan. Vers 9 sê, vereer die Here met offerandes uit wat al jy besit, en met die beste uit jou oes. So in die Ou Testament was daar 'n paar verskillende offers gewees, eintlik hierdie twee offers wat hulle alles in gedeel het. Dit was 'n geskenkoffer gewees en 'n versoeningsoffer. 'n Geskenkoffer was iets soos 'n bloedoffer, graanoffer en ook selfs 'n vredesoffer, en 'n versoeningsoffer was iets soos 'n skuldoffer en 'n sondeoffer. Maar 1 Samuel 15 vers 22 sê, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van lamme. En gehoorsaamheid het Corrie regtig verstaan in sy lewe. Hy het verstaan om gehoorsaam te wees aan die Here, dan moet jy bid. En Corrie het in die gebedslewe, het hy werklik, hy en Ina was gestuur na ons gemeente toe vir 'n doel. Vir jare het hulle hier gedien, maar die doel was werklik om gebed te kan vestig hier, Magaliesburg gemeente, gebed wat 'n gebedsritme word en 'n lewensritme word, wat jy ook kan uitleef. Nou die wat ook vir Corrie baie goed ken, weet hy ook 'n war room by sy huis. Nou, dit kom eintlik van die film War Room af, wat nou beteken om te veg in gebed, en hy kry dit toe nou in die hande, en hy kyk in die fliek, en hy was toe nou so stom geslaan met die fliek, dit so baie vir hom beteken, dat hy selfs toe nou sy eie War Room begin het by sy huis. En in die War Room het hy vir baie verskillende dinge gebid, en verskillende mense ook gebid. Hy het baie ure spandeer in sy War Room, want hy het geweet, as jy die regte pad wil loop, moet jy fokus op gebed. Jy moet fokus op wat die Here ook vir jou sê. Maar voordat Corrie opgeneem was in die hospitaal, net op sy ander staaltjie, hy het altyd vir my ook gebid op Woensdae. Hy stuur altyd vir my wat hy vir my gebid het. Hy het werklik ook vir my ook ingetree. En sy laaste boodskap toe aan my, voordat toe by Krugersdorp privaat was,
was Psalm 119 vers 105 wat sê: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Toe sê Corrie vir my, mag hierdie lig jou deel wees vandag en elke dag. En Corrie het gelewe in hierdie lig. Hy het geweet wat dit beteken om naby die Here te lewe. Want wanneer jy wysheid het en jy lewe vanuit die wysheidsbron, dan straal dit uit die lig. En ek weet, Corrie ook enige vertrek waarna hy ingekom het hy die lig weer straal. Het hy vir ons werklik ook die kamer waar hy was opgehelder. Maar in die laaste paar weke ook van Corrie se lewe, het hy baie lyding beleef. Ons almal weet dit. Dit was swaar vir sy familie, vir sy vriende gewees. Dit was regtig nie 'n lekker tyd nie. En Ina het hom ondersteun en bygestaan dag en nag by die hospitaal. Maar ons weet dat Corrie verseker is by die Here. Johannes 3 vers 16 sê: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. En Corrie wat geglo het in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, het die ewige lewe beerwe. Daar's geen twyfel daaroor nie. Hy is naby die Here. Hy lewe naby hom. Vers 18 in die ou vertaling sê 'n boom van die lewe. En dit kan ons eintlik verstaan van Corrie se lewe ook om 'n legacy te laat, live and leave a legacy. Al die eer aan die Here vir hoe Corrie ook gelewe het. Maar Corrie was werklik ook gehoorsaam en hy diep wortels met die boom ook wat hy gehad het. Klomp herinneringe, verhale en ook stories. Maar ons elkeen weet, familie, vriende, dat ons op pad is na dieselfde plek. Ons almal is van stof en ons kan weer na stof terugkeer. Psalm 90 vers 3 sê: U laat die mens sterwe, u sê net word weer stof. 1000 jaar is vir u soos gister, as dit verby is, soos 'n enkele wagbeer in die nag. En in hierdie wag weet ons dat Corrie met daai laaste paar weke diep lyding beleef het. Hy het baie pyn gehad. Die dokters het baie die morfine verhoog sodat die pyn net verdraagsaam kon wees. Maar dan sê Psalm 90 vers 13 vir ons: Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom, ontferm U tog oor ons. En God wat homself ontferm het oor Corrie op 'n Dinsdagoggend in die misterie, en hy het vir Corrie kom haal en hy het hom teruggeneem na die Vaderhuis waar hy moet wees, waar Jesus reeds vir hom plek voorberei het, soos Johannes 14 ook vir ons sê. En mag dit vir ons troos gee en ook vrede bring dat ons weet Corrie is verseker by die Here en hy is daar by die Here met sy groot glimlag waar hy wil wees tot in ewigheid in die Here se huis vir altyd. Amen. Broers en susters, ek wil graag vra dat ons net saam sal bid. Kom ons sluit oop. Corrie, my broer in geloof, ek vertrou jou aan God wat jou geskaap het. Mag jy terugkeer na die een wat jou in die stof van die aarde gevorm het. Mag Christus wat vir jou gekruisig is, vir jou vryheid en vrede bring. Mag God ons herder wat vir jou gesterf het, jou in sy koninkryk inneem en mag Christus, die goeie skaapwagter, jou altyd plek gee tussen sy kudde. En mag jy Corrie Loutermag, die verlosser, van aangesig tot aangesig beleef en in die lig van God vir ewig wees. Amen. Daar sal nou tyd gegee word vir net vir ons huldeblyke. Wil ons eers iets sing. Ons wil sing oor die oorwinning van die Here. Kom ons staan en dan sing ons die volgende lied saam, die oorwinningslied.
Elkeen gaan vir Polly werklik baie mis sy teenwoordigheid. Ek wil nou vra dat daar 'n tyd gegee word vir huldeplekke en eerste aan die woord is Corina. Ek wil net praat. Corina sit hom net gehou. Ekskuus. Ja, kom ons nou hier nie, maar ja, ek kan net vandag sê, ek is die Here Jesus ewig dankbaar, dat my aardse pa het ons voorgestel aan my hemelse Vader, en ek dink, dit is die wonderlikste voorreg, of die grootste geskenk, wat 'n pa vir sy kind kan gee, as om bekend te stel aan die Here Jesus, en ek sê vir die Here Jesus dankie, dat hy dit nie net met woorde gesê het nie, maar met sy lewe gelewe het, die pad vooruit geloop het, en vir ons geleer het wat het is om die Here Jesus te dien, en vir hom te ken as ons persoonlike verlosser en zaligmaker, sê ek vir die Here Jesus dankie, want dit is die grootste voorreg wat 'n mens in die lewe kan hê, dat hy vir ons na die Here Jesus gewys het, en saam met my ma het hulle ons net altyd weer en weer na hom toe gebring, en ek eer die Here vir hom, en ook vir my ma wat hom in hierdie taak bygestaan het, en wat vir ons geleer het om ons Bybels te lees en te bid, en dit is wat maak dat ons kan aangaan,
nadat hy nie meer is nie, weet ons die pad om te volg, omdat hy dit vir ons gewys het, en ek eer die Here daarvoor. En dan Glenn Buys wou ook graag vandag hier gewees het. Hy het vir ons 'n video gemaak, en kom ons kyk saam Glenn Buys en sy familie ook sy video. Ons gaan paar promers en ons geleer het die Here dat die Here vir ons gegee het en dankie vir die voorbeeld wat hy vir ons was, dankie dat hy vir my leer opgespeel het en dankie dat hy altyd vir ons uitgemaak het. Dankie dat hy vir ons geleer het om in die tuin te werk en dankie dat hy vir ons geleer het om Bijbel te lees en ons gaan vaak probeer nie hoor en dankie dat oupa vir my kaartse gegee het en dat oupa vir my voorbeeld was om altyd bly te wees in die Here en opgewek en opgereg te wees. Ja, ek eer die Here dat hy vir my die voorreg gegee het om vir pa te kon ken. En daar is net 'n paar mense, die Bybel praat van 'n heilige kus. Groet mekaar met 'n heilige kus. En ja, die oggend toe papi vir ons verlaat het hierso op die aarde, het ouma, het ma vir pa gesoen onophoudelik op pa se voorkop en op pa se hand. En pa die hele tyd gesoen met 'n heilige kus. En ek het net 'n paar mans persoon in my lewe gesoen, en dit is my pa, my broers, my skoonpa, wat eintlik nooit 'n skoonpa was, maar ook nog 'n pa, en my swaars. En ek sien uit daarna, om aan die ander kant, wanneer pa vir ons gaan inwag, om vir pa weer 'n keer op die mond te soen, met daardie heilige kus. So pa, verskriklik lief, ek eer die Here, vir die voorbeeld wat pa vir my was, alle eer aan hom, dat pa 'n man was, wat die Here gevrees het, wat 'n gebedstryder was, en wat ons geleer het om die aangesig van die Here te soek, om eerste te maak, altyd na hom toe te vlug met probleme of vrae of challenges in die lewe, om hom te soek, sy aangesig te soek. Dankie dat pa vir ons 'n voorbeeld was, ook in pa se soeke na God en pa se stilte tydslewe, en ek eer die Here absoluut, alle eer aan hom. En een ding weet ek, sou pa se begeerte gewees het, en dit is dat pa se lewe sal uitroep vir siele om by die kruis van Golgotha te kom. En ek is vir pa baie lief, kan nie wag om pa eendag weer te sien. Mooi bly pa. Ek lees vir ons die volgende huldeblyk, namens Frik. Dit is agter op die blaadjie, is die som volg. 'n Paragraaf is nie voldoende om na regte eerbetoning of huldeblyk te gee aan Pa Corrie nie. 'n Boek sou dit beter kon beskryf. My siel is dankbaar vir die 44 jaar wat ek en Pa Corrie se seun kon wees. Ek is dankbaar vir die uitstaande opvoeding en liefde wat ek van Pa ontvang het. Pa het my eerste fiets gekoop en leer trap, my leermotor bestuur op sy skoot en skoenveters leer vasmaak. Ek is dankbaar vir al die eerste dinge wat ons kon saam doen. Pa het ons geleer om 'n budget te laat klop, om tuin te maak en om my medemens met respek te hanteer. Pa het my geleer om jammer te sê as ek verkeerd was en in vrede met ma en boeta en sis saam te leef. Wat egter ek verstaan het by al die dinge was Pa se verhouding met God. Ek is dankbaar dat ek eerstens kon sien van Pa om 'n verhouding met my Skepper God te hê. Die res van hierdie boek en ongelooflike ondervindinge bære ek diep in my hart waar geen mot of roes dit kan steel nie. Ek weet ek sê eers totsiens aan Pa se liggaam wat moeg was om aan te leef, maar ek weet dat Pa se gees en siel aanhou leef in my hart vir ewig en ook in die hiernamaals. Ek is baie lief vir Pa, tot weersiens. Dankie vir.
Die volgende huldeblyk is kreeg. Ek het issues, want ek het nooit my nuwe fiets gekry nie. Ek het nou ook nie geleer karre bestuur nie, my budget klop ook nie. Ek kan, kyk, hy het nou nie dit gelike nie, kom ons wees nou net dat ons mekaar eerlik, hy het nie van dit gehou nie, hy het gesê, hy het my vreeslik gekatch op sy begrafenis, ek weet nie hoekom nie, maar hy het vir my gesê, ek moet nou nie heeltyd my lof besing nou nie. So kom ons besing nou nie meer sy lof vreeslik nie, maar ek het 'n goeie pa gehad, en die goed wat ter sens waar, wat ek wil sê, is, dis waar, want hy het dit geleef, amen, that's why. Ek is baie kompeterend, ek wil altyd die beste wees, en ek wil altyd wen, en as Herkie weet het, hy speelt hier met tennis, my shame. Maar, as 'n pa wou ek ook beter wees, maar ek is klaar verloor. My kinders, ek het nooit, en kom ons wees nou nie oor geestelik nou, en skyn heilig nou nie, ek het my pa nooit gehoor vloek nie. Ek het hom nie 'n vloekwoord ooit gehoor sê nie. So net by dit het ek al klaar verloor, sorry. Hy was goed, want hy het dit geleef, wat hy geglo het, het hy geleef. Ek kan op een hand onthou, ek kan nie ook nie onthou nie, fair enough. So ek kan nie onthou nie, maar ek 5 keer wat my ma en my pa beklei het, dis moeilik, want my ma's besigheid. So, hy was regtig, hy was lief vir Jesus, en het uit sy lewe uitgestal, en het geleef. Oom Dieter, waar is Oom Dieter? Ja. Oom Dieter het vir my wakker gesing, op Saterdagoggende, nee. 5 uur, want my pa het gebid. Hulle het gebid, hulle het halfnag van gebed gehou, hulle het Vrydag, Saterdagoggende gebid. So maar oor wat my pa geglo het hy geleef. So hy was nie fake nie. He was what he was. Maar dis nou genoeg. Okay, that's it. Let's not. Laat ons nou nie aangaan om nou te besing nie, kom ons kom nou net by die realiteit uit. En dit is wat hy altyd vir my gesê het, rondom sy begrafenis. Nie daai ding wat jy wil doen nie. Hy het vir my altyd gesê, 'n begrafenis moet gebruik word. Nee? Julle weet waar ek nou gaan. 'n begrafenis moet gebruik word, om te sê, where are you? My pa, hy is nie met daar nie, sy lyf lê daar in 'n gat, nou, ons het hom nou toegegooi, is nou klaar, ons skoene is vuil. Dis verby. It's over. Waar is ons nou? And where are we going? Dis nie hoe jy begin nie. Dis hoe jy eindig. Hy het goed geëindig, prys die Here daarvoor. Maar nou is dit ons werk, is dit reg? Nou, wat maak ons daarmee? Where are you with Jesus? Kan ek dit vra? En die ander ding wat ek ook wil vra is, moenie die dag verby gaan nie. As jy nou hierso sit, kyk, hy is wat dit nou geraak het. As jy nou hierso sit, en jy het nie sekerheid, sou ek nou vandag moet doodgaan, waar ek gaan nie. Okay? Hier is 'n paar kinders van Jesus. Kinders van Jesus, sit ek met jou hand op. Okay, hier is 'n baie man. Okay, so as jy een van die 3 is wat nie vir Jesus ken nie, okay, hier is baie wat vir Jesus ken. Moenie dat die dag verby gaan, sonder om reg te maak nie. Ek het, hierdie is totaal unrelated, maar ek wil net hierdie dingetjie vertel. Ons probeer mense, as 'n pa wil ons kinders veilig hou, is dit reg? En ons wil die hele tyd hulle veilig hou en beskerm. En kom ons imagine ons is op 'n groot lughawe, 'n internasionale lughawe, en ons gaan ergens heen reis. Dan sal miljoene goed waarvoor jou kinders moet beskerm. Moenie daar gaan nie, daai tannie gaan jou vat, daai oom wil jou obviously steel. As jy gaan fokus op al die goed waarvoor jy moet pas op, dan gaan jy nie leef nie. Wat is die raad wat ek vir my kinders gee? Bly net by my. That's it. As hy by my bly, dan hoef ek nie vir hom te vertel van die afgrond, en van die tannie, en van die oom, en van al die gevare nie. En dit is met die lewe so. As jy naby God bly, dan hoef jy nie bang te wees vir die lewe nie, maar hoef jy bang te wees vir wat hierna kom nie. Bly net by hom. Amen.
En dis my storie. Dankie vir almal wat gekom het. Ek wil nie bedankings doen nie, maar dankie dat almal gekom het. Dankie Kreer. Ina, kan ek dalk jou nog lees? Ina het geskryf, jy kan ook saamvolg, die Here het onverwags, maar op sy bepaalde tyd van ons weggeneem. My dierbaarste liefling, ons pa en oupa, na meer as 48 jaar van 'n hemelse verbintenis met hom. Hy het Jesus aangeneem as sy verlosser, toe nog 'n jong seun, en sy 20 jare opnuut na hom gekom, en verhaal sy dubbele lewe en standaard verhel vir Jesus alleen, Jesus only. Hy is by hom waarvoor hy altyd geleef het, sy lewensleses, Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou baie gelyk maak. 'n pa, oupa, broer en vriend, wat vir ons geleen was. In Christus sal die Heer ons jou. 2 Timothy 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Amen. En ek vra dat daar sal tyd gegee word vir die bedankings, Willie draai. Baie dankie Willie. Ek weet dit is so maklik, soos jy iets so op en af staan, maar ek gaan die bedanking doen, maar ek het net 3, een van die ring, 'n brief, en dan van Dominee Helmie, en dan net is die van my. Die ring, Dominee Anton Minnie het my gister raak geloop en baie skokkend het hy vir my gehoor van hom Corrie en hy het vir my gesê, ontvang hiermee die opregte medelee van die synode Goudland, die ring van Kreersdorp met die verlies van die geliefde Corrie Rautenbach. Corrie was meer as net 'n naam of 'n gesig wat ons lief gehad het. Hy was 'n mens, sterk, standvastig, diep medelydend. Of dit nou 'n vriend, familielid, medegelowige of 'n buurman was, Corrie het mense laat voel dat hulle gesien, gehoor en gewaardeer word. Daar was 'n stille wysheid in sy woorde en 'n warmte in sy glimlag wat self die moeilikste dae bietjie makliker gemaak het. Sy waardes is weerspieël in hoe hy ander behandel het. Sy waardigheid, vrygewigheid en grasie. Hy het ons geleer hoe belangrik dit is om vas te staan in ons oortuigings, terwyl ons ook sagmoedig met ander is. Corrie was nie net 'n hoeksteen van sy familie nie, maar ook 'n steunpilaar in die lewens van sy vriende en die breër gemeenskap. Sy afwesigheid sal diep gevoel word deur almal wat hom geken het. Dankbaar vir die lesse wat ons geleer het, die liefde wat hy vir ons gegee het, die voorbeeld wat hy gestel het. So vandag sê ons dankie, dankie Here vir die gawe van Corrie Rautenbach, waarmee U ons geseën het. Dankie Corrie vir alles wat jy gegee het, jou geloof, jou liefde, jou wysheid, jou krag. Dankie dat jy was. Ons sal jou herinneringe altyd saam met ons dra. Jou afwesigheid laat 'n leemte wat nie gevul kan word nie. Ek en Helmie en Corrie het vir 11 jaar saam gebid. Hierdie is Helmie se woorde. As ek hier my gedagtes neerskryf, weet ek, Corrie was nie een van heldeblyke en eerbetoning nie. Veral nie as dit oor hom gegaan het nie. Daarvoor was hy te nederig.
Tog dink ek, dit kan waarde hê om iets te sê. Al is dit nie vir hom nie, dan vir ons. As riglyne vir ons eie lewe. En die eerste riglyn kom uit sy eie mond. Hoe dikwels het ek hom nie hoor praat oor die belangrikheid van gebed nie. Corrie het 'n aansteeklike passie vir gebed gehad en oor sy onwrikbare geloof in die krag van gebed. Kon nie uitgepraat raak daaroor nie. As daar een mens is wat ek in die lewe tegekom het, wat Paulus se aansporing in 1 Tessalonisense 5 vers 17 om gedurig te bid verstaan het, dan is dit Corrie. Wanneer die kerkraad iets in die gemeente beplan het, sou hy altyd die een wees wat ons sou herinner om eers daaroor te bid. En met reg so, want sê die woord dan nie self vir ons nie, doen dit alles bidend. Alles bidend, altyd bidend, dit is Corrie. En dan sy diensbaarheid, nog 'n kenmerk van Corrie, wat ek altyd sal onthou. Of dit is om 'n stalletjie by die bazaar te beman, tafel reg te sit, vervoer te verskaf, iemand te besoek en bemoedig. Corrie was altyd beskikbaar, nie net in kerkverband nie, maar ook in 'n persoonlike vlak. Wanneer baie ander nog eers hulle dagboeke moet raadpleeg, het Corrie al klaar aangebied. En nou is hy nie meer in die vlees met ons nie. Hy het ons vooruit gegaan na die beter hemelse vaderland, soos Abraham van ouds. Ons wat agtergebly het, gaan hom mis. Magalies is armer sonder hom. Nie die gemeente van Magaliesburg nie, maar die hele gemeenskap, tot hier onder in die strand. En wie weet, waar oral in die wêreld gaan ons broer in Christus mis. Maar ons lewe in hoop, eendag gaan ons mekaar weer sien, en terwyl ons nog op die pad is na eendag, het ons die woord as kompas, die mense soos Corrie as voorbeeld op ons lewenspad. Wat 'n voorreg om hom hier op aarde reeds te kon ken en 'n stukkie van sy lewensreis saam te kon beleef. Ek dink om Corrie is een van die min mense wat spesifieke dae gehad het vir wie hy gebid het. Ek dink hy het vir my gesê ek is 'n Dinsdag ou vir wie hy gebid het. Maar daar was 7 dae. So die ander dae weet ek nie, maar glo vir my, ek dink julle het dit die res van die dae volgemaak. Spreuke 3 vers 5 en 6. Ons het nou gehoor, dis om Corrie se gunsteling. Toe ek het gelees het ek Spreuke 3 vers 5. Vertrou volkome. Dis geloof. Ken hom in alles, vers 6. Dis gebed. Dit is wat om Corrie vir my was. Geloof en gebed. Maar ek kan ook sê, geloof in gebed. In sy tyd by die kerk, het hy ons stadig maar seker verander om meer in gebed alles te doen. Hy het altyd vir my gesê, broer, ons moet bid. Die weeklikse inloop by Superquick, net vir hallo sê, ander keer om saam te bid en verhale te deel waar God ongelooflik werk. Altyd afgesluit met, God moet al die eer kry, want hy is waardig. So wat ek net gesê, 'n man van God, ek kon vir 11 jaar sien hoe en wat 'n man van God doen.
Sy verhouding met sy vrou, met sy familie, sy optrede, sy tyd wat hy spandeer het, sy menseverhoudinge, sy bereidheid om te gee, sy geloof in God, sy onfeilbare geloof in gebed. Al die eer aan ons hemelse Vader, vir die 11 jaar hier in ons kerk, wat ons met hom kon deurmaak, om sy passie vir Jesus te kon beleef. En nou kom ek by die bedankings. Die bedankings van die familie. Al die eer kom aan die Here toe. Die belewenis van God se teenwoordigheid, sy genade, sy liefde, sy vreugde in die laaste 2 maande was duidelik tasbaar. God moet al die eer kry, want hy is waardig. Tannie Ina wil vir haar kinders dankie sê, maar Tannie Ina is bevoorreg, sy het nie aangetroude kinders nie, sy het net kinders. En hierdie is vir hulle, vir haar kinders. Sy wil net vir haar kinders baie dankie sê, vir wat hulle in die laaste paar maande vir haar beteken het. Frik, wat jou sonkamer moes afstaan, Kreer, wat op en af moes ry, ongewone tye van sy werk af. Corina, wat moet vlugte verander het, ten duurste, om hulle 3 hierso by haar te hou. Maar haar grootste dankbaarheid is die volharding in geloof en die geestelike bystand in die tyd wat julle hier vir haar gebied het. Tannie Wilna, baie dankie vir die wat Corina daar by jou kom bly, ook in hierdie moeilike tyd vir jou. Hulle sê dankie aan almal wat uitgereik het met kos, met oproepe, met boodskappe en besoeke by die kerk, by die hospitaal. Dominee Robert, baie dankie vir jou besoeke, vir jou geestelike ondersteuning. Dankie vir die bystand by die graf. En baie dankie vir die toepaslike boodskap. Ek vir die kerk dankie sê dat die kerk en die saal beskikbaar gemaak is. Kan die familie groot dankie sê aan die mediese personeel by Suid-Afrikaanse Hospitaal en by Groenkloof Life Hospital. Afbok vir 'n mooi en spoedige reëlings, etes, Johan en Carla vir die kos en die opmaak van die saal, die vrouediens vir julle bydrae, bereidwilligheid om te help en ook die bediening daarvan, en dan aan Golden Harvest, die ondersteunende groep daar, al die inloer en die bystand. Dankie. Dan Benjamin Prep skool vir die toestemming dat Kreer ontydig en tydig sy ma kon gaan hospitaal toe vat. Dan vir die video wat geneem word, Rolly Oberop, so baie dankie daarvoor. Dan die laaste wat ons wil afsluit, en die dankbaarheid van die familie, hulle groot dankbaarheid, lê by die voete van Jesus Christus, ons verlosser. Baie dankie Willie. Net so 'n laaste paar
paar aankondigings. Daar gaan 'n ligte middagete bedien word, nou ook vanmiddag. Maar ons wil vra, net so na die seënuitsprake, gaan vra dat almal moet staan, maar voor dit wil ons eers vra dat die naaste familie na die seënuitsprake sal uitbeweeg. Hulle wil net graag vir u dankie sê, vir u teenwoordigheid, dat u is, en dat u ook hulle kan sien. So hulle gaan so buite staan, ek wil vra dat almal by hierdie deur aan my regterkant sal uitbeweeg, na die seënuitspraak. En dan wanneer u in die saal kom, voor ons eet, gaan Rico Skols eers vir ons 'n gebed doen voor ons gaan eet, die tafelgebed vir ons doen. Kom ons staan en dan van die seën van die Here. Aan hom wat deur sy verlossing in ons werk, die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus sal by u elkeen wees. Amen. Amen.